Môre, dis maandag 23 Junie en ek weet ek het al die begin van die 7 feeste gedoen. Maar hierdie week wil ek weer saam met julle deur dit gaan. En ek wil vir jou vandag iets vertel wat my hart regtig laat stil staan. Jy ken dalk Levitikus 23. Dis waar God vir Israel sy 7 feeste gegee het. Nie feeste wat mense beplan het nie, maar God se eie heilige tye. Hy noem dit my feeste, my vasgestelde tye. Maar wat as ek vir jou sê, daardie feeste is nie net profeties van Israel se geskiedenis of Jesus se werk nie, maar dit wys na jou lewe, jou begin, jou eerste oomblik in jou ma se skoot. Daar was 'n messiaanse Jood, Zola Levitt, 'n man met 'n passie vir die Bybel en vir kinders. Hy wou 'n boek skryf oor kinderopvoeding. Maar voordat hy daaraan begin werk het, wou hy verstaan, waar begin 'n kind se lewe regtig? Nie net emosioneel of geestelik nie, maar fisies. So gaan sien hy toe 'n ginekoloog en vra, wat gebeur in die eerste oomblikke van lewe? Wat die dokter toe sê, laat jou besef hoe God werk. In die vrou se liggaam ontwikkel 'n eier oor ongeveer 14 dae. Op dag 14 word die eier vrygestel, ovulasie. Daardie eier het net 12 tot 24 uur om bevrug te word, anders te sterf dit. Zola hoor daardie woorde en dit tref hom. Dag 14 van die eerste maand, dis Paasfees. In Levitikus 23 vers 5 staan daar geskrywe, in die eerste maand op die 14de dag is die Pasga van die Here. Wat gebeur op Paasfees? God sê vir Israel, neem die bloed van 'n lam en stryk dit aan die deurkorsyne en die dood sal verbygaan. Lewe sal gespaar word deur bloed. En toe sê die dokter iets wat alles verander. Wanneer die spermsel die eier bereik, bring dit die bloed. Want jy kry nie jou bloed van jou ma nie, jy kry dit van jou pa. So elke menslike lewe begin met bloed, en dit gebeur op dag 14. Lewe begin waar bloed toegepas word, maar dit stop nie daar nie. Die ginekoloog verduidelik verder, wanneer die eier en die spermsel saamspel, gee albei hulle lewe op, sodat nuwe lewe kan ontstaan. Dis nie net biologie nie, dis die evangelie. Want Jesus op daardie selfde dag, die 14de dag van die eerste maand, gee hy sy bloed. In Johannes 10 vers 18 staan daar geskrywe, niemand neem my lewe van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Dis die lam van God, gee sy lewe, sodat ons kan lewe. So kyk net, op Paasfees, die bloed van 'n lam, in jou liggaam, die bloed van jou Vader, aan die kruis, die bloed van die Vader se seun. Alles wys na Jesus. Kom ons bid saam. Here, ek staan in verwondering. U het my nie net gemaak nie, U het my ontwerp, volgens U tyd en U waarheid. Dankie Jesus dat U my Pasga is. Dankie vir U bloed, wat my begin en my ewige lewe is. Ek wil leef in U ritme, nie in die wêreld se nie, in Jesus naam. Amen. En moenie vergeet nie, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En dalk is dit die feit dat jou lewe met bloed begin het en met 'n doel, wat vandag iemand anders gaan help besef, Jesus is ook hulle begin. Ek hoop julle het 'n geseënde maandag.